So ons, in wiskunde praat ons nie 'n taal nie, die taal wat ons praat is getalle, en om getalle te kan praat het ons 'n getalle-sisteem nodig. So ons gaan nou fokus, hierdie eerste les gaan oor die getalle-sisteem en daar's 'n spesifieke rede hoekom ons dit doen. Want ons moet die taal van wiskunde leer ken. Nou, is dit die wat oorgebly het? OK. So, getalle is iets wat saam met ons al lankal kom. En is maar interessant dat ons tone en vingers het en dit is wat ons gebruik om mee te tel. So, as ons begin met die getalle-sisteem, dan begin ons met die natuurlike getalle. Dis die getalle wat natuurlik voorgekom het. Ons skryf hom as so dubbel N. Jy moet dit ken, jy moet dit weet. So skryf ons hom. En mense, dit is, ons sê ook hierdie snaakse tekenkie wat ek nou maak, sê maar net dat dit 'n element is. Sy elemente is dan nou 1, 2, 3, 4 en so aan. Dis getalle wat natuurlik voorkom. Jy tel 1, 2, 3, 4 tafels. Jy tel 1, 2, 3, 4 boeke. Dis goed wat natuurlik voorkom. Die vraag is, watter getal is die laaste natuurlike getal? Oneindig. So iets wat ons moet weet van natuurlike getalle is dat hulle is oneindig. Hulle hou nooit op nie. Hulle hou vir altyd aan. Dis die een eienskap van 'n natuurlike getal is dat hy is oneindig, né? Die tweede eienskap van 'n natuurlike getal is dat 'n natuurlike getal is geslote. Julle moet nou mooi luister en mooi dink, want hierdie vra geslote vir optel en vir vermenigvuldiging. Is julle met my? Wat is 5 minus 7? Is minus 2  'n natuurlike getal? Nee. Wat is 5 plus 2? Ons kry met ander woorde as ons geslote, nie gelote nie, geslote, as ons een natuurlike getal by 'n ander natuurlike getal tel, kry ons weer 'n natuurlike getal. As ons 1 vermenigvuldig, as ons sê 2 maal 6, kry ons 12, nog 'n natuurlike getal. Daarom sê ons, dit is geslote vir optel en vermenigvuldig. As ons sê 12 gedeel deur 7, wat kry ek? Kry ek 'n natuurlike getal. So hy is nie geslote vir deling en vir aftrekking nie. Verstaan julle? 'n natuurlike getal. Nog iets wat ons weet is dat al die natuurlike getalle behalwe 1. So, behalwe vir 1 kan ons natuurlike getalle opdeel as priemgetalle of as saamgestelde.
Ek gaan nou terugkom na hierdie verduideliking so klein bietjie. Is julle met my? Ek gaan nou terugkom na hom toe. Ek dink die ander belangrike ding wat ek voel ons moet nou eers net oor praat, is 'n wet. En daai wet sê dat ek kan enige getal, ek kan 'n getal skryf as 'n produk van sy priemgetalle. Nou onthou 'n priemgetal is mos 'n getal, ek kan hom deel deur 1 of met homself. So 3 is 'n priemgetal, want sy faktore is 3 maal 1. 4 is 'n saamgestelde getal, want ek kan hom skryf as 1 maal 4, ek kan hom skryf as 2 maal 2, maar in hierdie geval is dit 1 en homself. Nou kan jy vir my sê, maar hierdie is ook 1 en homself. Nee, maar daar's nog ander maniere wat ek hom kan skryf. Dan is hy 'n saamgestelde getal. Het julle hom? Goed. Nou, as ons sê enige getal kan in die produk van sy priemgetalle geskryf word, wat beteken dit? As ek die getal 27 vat, en ons gebruik so T-metodietjie om dit te doen. Nou weet ek dat my priemgetalle is 'n priemgetal. Ons het ons nou net hier gesê, jy kan nie 1 maal 1, nee, so dis 1 maal 1. Dis homself en homself, nie 1 en homself nie, dis homself en homself. So wat is die volgende priemgetal? 2, nee, 3, 5, 7, 11, reg? Is julle met my? Dis jou priemgetalle. So ons begin by die laagste priemgetal. Ons vat vir 2. En ons sê, kan ek 27 deur 2 deel? Nee. So die antwoord is nie dit nie. Ons vat vir 3. En ons sê, kan ek 27 deur 3 deel? Ja. So ek skryf daar 3. En 27 gedeel deur 3 is hoeveel? 9. Kan ek 9 deur 2 deel? Kan ek hom deur 3 deel? Nou kan ek gaan sê 3, so 9 gedeel deur 3 is 3. Kan ek 3 deur 2 deel? Kan ek hom deel deur 3? So, daar is hy, deel hom deur 3, dan sit 1. Is julle met my? Kyk gou op bladsy 2. Vra hulle, ons moet die getal 360 in sy priemfaktore skryf. Nou onthou nou net, ons sê dan 27 is gelyk aan 3 maal 3 maal 3. Sien julle? Of ons kan sê 27 is gelyk aan 3 tot die mag 3. Reg? Want dit is herhaalde vermenigvuldiging. Nou toe skryf gou vir my 360 as 'n in sy priemfaktore.
OK. Het julle hom? So, wat ons doen is, ons kan hom deel deur 2, né? Dan sê hy 180. Dan kan ons daai 180 deur 2 deel, dan sê hy 90. Dan kan ons die 90 deur 2 deel aan sit. Kan ons hom deur 2 deel? Nee. Kan ons hom deur 3 deel? Ja. Deel hom deur 3, dan sê hy 15. Kan ons hom deur 2 deel? Kan ons hom deur 3 deel? Deel hom deur 3, dan sê hy 5. Reg? Kan ons hom deur 2 deel? Deur 3 deel? Deur 5 deel? Dan is ons 1. So dan is 360 gelyk aan 2 maal 2 maal 2 maal 3 maal 3 maal 5. So jy kan dit dan oorskryf bloot eenvoudig in magte as 2 tot die mag 3 maal 3 tot die mag 2 maal 5. Sien julle, ek gebruik 'n kolletjie. Ons praat wiskunde, daai kolletjie beteken dis nie maal nie vermenigvuldig. Mens maal milies. Nie getalle nie. Nou dit het wonderlik gewerk. Die natuurlike getalle het baie lekker gewerk. Die probleem is egter ernstiger moet jy van niks af begin nie. En toe het hulle die syfer 0 ingebring, wat niks is, maar tog iets is. Ek gaan dit stadig sê. Hulle het vir 0 bygebring, en 0 is niks, maar is tog iets. Jy kan nie 0 beeste sien nie, maar is niks. Maar as daar niks is nie, is dit 0. Nou sê julle vir my wiskunde, meneer, is hierdie verskriklike ding. Ons het hom gemaak. Dis wat ons gedoen het. So wat nou gebeur? Ons kry nou die telgetalle. En die telgetalle skryf ons met daai dubbel N met 'n subskrif 0. En die telgetalle is elemente van 0, 1, 2, 3 en so aan. Nou as ons na die telgetalle kyk, is dit dis maar net die natuurlike getalle en 0. Dis maar wat dit is. Hoor julle wat ek sê? Dis die natuurlike getalle en 0. So hy is ook maar geslote onder optelling. Want 0 plus 1 is 1. Is ook 'n natuurlike telgetal. En 0 plus 15 is ook 15, so dit is ook 'n telgetal. So telgetalle is ook geslote. Hulle is ook geslote onder optel. Geslote onder optel. Is hulle geslote onder vermenigvuldiging? Hoekom nie? Is 0 dan nie telgetal nie? Hy is geslote deur vermenigvuldiging op. Onthou, 0 is 'n telgetal. So 0 maal 60 is 0. En daai antwoord is 'n telgetal. OK? So hy is ook geslote daarvoor. Dit het nice gewerk. Want nou kan ons ernstig by niks begin nie. Jy het niks beeste gehad nie, toe 1 toe. Verstaan julle wat ek sê? Maar toe kom die ouens en daar's 'n bietjie van 'n probleem. As ek aan getalle dink ek altyd aan 'n storie.
Daar's 'n probleem. Die ou het 5 beeste gehad. Toe wil hy nou 'n girl trou. Toe sê die man vir hom, ek soek 10 beeste. Probleem, 1, 2, 3, 4, 5, nou gee ek 1, het ek 4 oor. Nog 1, het ek 3 oor. Nog 1, het ek 2 oor. Nog 1, het ek 1 oor. Nog 1, vokole. Niks nie. En nou, net daar die getalle sisteem in mekaar geval. Verstaan julle? Net daar die getalle sisteem heeltemal in sy pietjie ingegaan. Want ek kan optel met die getalle wat ek het, ek kan vermenigvuldig met die getalle wat ek het, maar ek kan nie aftrek met die getalle wat ek het nie. Toe kom hulle uit en hulle besluit ons maak negatiewe getalle, ons noem dit heelgetalle. En dit is so Z, 'n hoofletter Z, 'n dubbel Z. En hy sê element, en dit wil ek nou hê julle moet mooi sien. Hy begin hier ergens by negatief oneindig, gaan na negatief 2, negatief 1, en so gaan hy aan tot positief oneindig. So een van die eienskappe van die heelgetalle is dat hy begin oneindig en hy eindig oneindig. Is julle met my? En as jy nou mooi my storie onthou, dan sal jy sien dat heelgetalle is geslote met optel, vermenigvuldig en aftrekking. Nou kan ek sê, 5 minus 10 is minus 5. Het julle hom? En dit is die klassieke getallelyn wat ons ken. Die klassieke getallelyn met 'n pyltjie daar om te sê hy gaan na oneindig, hy kom van oneindig en hier's 0, daar's 1, daar's 2, daar's 3. Hier's minus 1, minus 2 en so aan. So, as ek daarna kyk, dan is hierdie getal, daai getal en daai getal en daai getal is natuurlike getalle. As ek hierdie ouetjie bysit, is dit telgetalle. En as ek hierdie ouetjies bysit, dan is dit heelgetalle. Let op, dis nog nie eintlik 'n syferlyn nie. Want ons het nog nie gepraat oor wat hier tussenin gebeur nie. Ons het nog nie gepraat oor wat hier tussenin gebeur nie. Is julle met my? So dis die heelgetalle. Baie nice gewerk, ons het nou 'n geslote, ons het begin, luister gou-gou, ons het begin by die heelgetal, by die natuurlike getalle, toe sê ons hulle is geslote optel en vermenigvuldiging. Ons kan met, as ons een vermenigvuldig, met die ander ene kry ons weer 'n natuurlike getal. Dieselfde met die heelgetalle. As ek een met 'n ander ene kry ek weer 'n natuurlike getal of 'n heelgetal. Die probleem is, hy's nie geslote vir aftrekking en vir deling nie. Toe kom die heelgetalle. Die heelgetalle maak dat dit nou ook geslote is onder aftrekking. Is julle met my? Nou dit het nie lank gevat nie. Toe sterf daai oom wat die 10 beeste gekry het, want hy het nou vir die negatiewe getalle is hy die 5 beeste geskuld, né? Dis negatiewe getalle. Nou hy het toe dit terugbetaal en toe sterf die oom met die 10 beeste. Die probleem is egter hy het 4 kinders gehad. Nou hoe deel jy die 4 beeste op aan die kinders? Gee vir jou een, vir jou een, vir jou een, gee vir jou een. Nou staan hier nog 6 beeste. Nou het jy 2, jy 2, jy 2, jy 2. Nou staan hier nog 2 beeste.
Wat maak ek nou? Ek moet die bees opsny. Breuke, né? Julle vriend, breuke. Ons praat van dit as rasionale getalle. Rasionale getalle. En die rasionale getalle skryf ons as 'n Q, 'n dubbel Q. Nou wil ek hê, julle moet asseblief vir my die volgende definisie neerskryf. En jy moet hom memoriseer. As ek in die gang loop en ek kry jou en ek vra jou, moet jy hom vir my kan gee. OK? Die rasionale getalle, ons skryf so, is al die getalle van x, waar x kan geskryf word as A oor B, as 'n breek. En A en B, reg, is 'n element van die heelgetalle. OK? En B kan nie gelyk wees aan 0 nie. Nou, in hoeveel stukke kan jy 'n bees opsny? Skus? Oneindig, né? Oneindig. En daai rasionale getalle lê almal van hulle lê hier tussenin. Daar lê hulle. Het julle hom? Dis daai breuke. En dis die rasionale getalle. En dames en here, die rasionale getalle is enige getal. Nou, die vraag wat ek jou nou gou wil vra, is 3 'n rasionale getal? Skus? Hoekom? Onthou ek moet hom kan skryf as A oor B. Ek moet hom kan skryf as 'n breek. Kan ek 3 skryf as 'n breek? Ja, ek kan sê dis 3 oor 1. Dan sê hy 'n breek. Had ek hom geskryf as 'n breek. Luister nou mooi wat ek sê. Is 'n rasionale getal geslote verdeling? Hoekom nie? Is hy geslote verdeling? Hoekom nie? Ekskuus? Ek sê nou eintlik vir jou, ek kan al hierdie getalle skryf as 'n rasionale getal. Ek vra net, is dit moontlik dat as ek 'n rasionale getal vat en ek deel hom deur 'n ander rasionale getal, dat ek weer 'n rasionale getal kan kry? Net soos ons gesê het, as ek 'n heelgetal vat en ek vermenigvuldig hom met 'n ander heelgetal, kry ek 'n heelgetal. Is jy met my? Ek het gesê, as ek 'n heelgetal vat en ek tel 'n heelgetal by hom by, kry ek 'n heelgetal. Ek het gesê, as ek 'n heelgetal vat en ek trek 'n heelgetal af van hom, dan kry ek nog 'n heelgetal. Reg? So ek reg as ek so sê. Nou vra ek vir jou, as ek 'n rasionale getal vat en ek vermenigvuldig hom met 'n rasionale getal, kry ek 'n rasionale getal. So hy's geslote. As ek 'n rasionale getal vat en ek trek 'n rasionale getal af, wat kry ek?
'n rasionale getal, so hy's geslote vir aftrekking ook. As ek 'n rasionale getal vat en ek tel 'n rasionale getal by, wat kry ek? Nog 'n rasionale getal. So hy's geslote daarvoor ook, reg? As ek 'n rasionale getal vat en ek deel hom deur 'n rasionale getal, is hy geslote, gaan ek weer 'n rasionale getal kry. Hoekom nie? Hoekom nie? Want onthou, 0 is ook 'n rasionale getal. So as ek gaan deel deur 0, gaan ek opeindig met 'n ongedefinieerde antwoord. En net as gevolg van daai een ding, het hulle nie die probleem opgelos nie. Ons kan die besem sny, maar as ons daai besem nou wil opsny, het ons 'n probleem. Jy sien, as ek daai bees vat en ek sny hom in derdes, nou daar's my bees, ek het hom gesny in 'n derde, maar hoe kan ek daai bees vat en sny in 0? Kan nie. Dis nie moontlik nie. So ons het die probleem opgelos, maar die oomblik as ons moet opsny in 0, is daar 'n probleem. Het julle hom? Kyk, kom ons kyk gou na die voorbeelde in die boek. Op bladsy 3. Ons kyk gou na die voorbeelde in die boek op bladsy 3. Die eerste voorbeeld sê, skryf die syfer 1,5342 in die vorm A tot B. Reg? Nou, al wat ons doen is, kyk hierso. Kyk gou vir my. Ek vat daai ouetjie en ek trek vir myself en ek sê 1,0. Dan maak ek daai dood, dan skuif ek hom soontoe. Dan sit ek nog 'n 0 by, trek hom dood, sit hom soontoe. Sit 'n 0 by, trek hom dood, sit hom soontoe. Sit 'n 0 by, trek hom dood en sit hom soontoe. Dan is my antwoord 1,5342 oor 1,00040. So die aantal spasies hierso is 1, 2, 3, 4. Daarom moet ek 4 nulle hê. So ek kan daai getal skryf, is 'n desimale getal, kan ek as 'n breek skryf. Met ander woorde, daai desimale getal is 'n rasionale getal. Kom ons kyk na die volgende voorbeeld. Skryf die syfer, ons het hom nou eintlik gebruik, die syfer 2. Dis maklik, is net 2 op 1, né? Maar ek kan ook 2 skryf as 4 op 2. Kan hom ook skryf as 6 op 3. Maar ons gewoonlik gebruik ons net hierdie enetjie. Okay? Die volgende enetjie is 'n bietjie meer moeilik. As ek daai bees in 3 deel, is dit iets, né? Dis ek reg as ek so sê. Eintlik is dit 0,333 en so aan en so aan en so aan en so aan. Die vraag is, kan ek daai as 'n breek skryf? En nou moet julle mooi fokus, want dit is die tipe vraag wat jy in die eksamen kry. Hoe skryf ek dit in die vorm A oor B? Kyk hoe vryf hy sy kop. Al wat ons doen is, ons sê vir onsself, laat x gelyk wees aan 0,3333. Dan is 10x, hoekom 10x? Want daar's 1 spasietjie daar, sien jy? Dan is 10x
gelyk aan 3,3333 en so aan. Nou gaan vat ek en ek trek 10x, vat 10x en ek trek x van hom af. Reg? So kom ons kyk hoe lyk dit. Dit is 3,3333 en so aan, minus 0,3333. En nou, omdat hierdie twee dieselfde is, eindig ek op dat 9x is gelyk aan 3. Wat beteken x is gelyk aan 3 gedeel deur 9. Onthou dis wat ons doen. Ons deel mos al twee kante deur 9, né? Om die x alleen te kry. Dan is x gelyk aan 1/3. Hoe het ons dit moontlik gekry? Want onthou ons hier ernster, want dit is oneindig. Ernster is daar nog 'n 3 oor wat ons mis in hierdie som. Dis hoekom dit moontlik was vir ons om dit so te skryf. Ons maak die wiskunde. Dan jy moet nie sit en slaap hier in my klas nie. Nou kom hulle en hulle maak dit 'n bietjie moeiliker. Onthou nou net in wiskunde gee ons nie net altyd die maklike somme nie. Want julle is hier om uitgedaag te word. Julle is hierso om uitgedaag te word. 0,123 en daai is repeterend. Ons kan dit so skryf of ons kan dit so skryf om te sê dat daai herhaal homself. So dit beteken indirek dat dis dieselfde as 0,123 en so aan, né? Ons gaan dieselfde hierso doen. Reg? Ons gaan sê laat en nou moet jy mooi hoor, laat x gelyk wees aan 0,123. Wag, kom ons doen net gou dit. Een, 2, 3 en so aan. Dan, nou moet ek vir myself afvra, wat moet ek doen om die herhaling voor die komma te bring? Daar's die herhaling, so dis 3 plekke. So ek sal hierdie moet skuif hoeveel keer? 1, 2, 3 keer. So dis 1 dubbel 3 nulle x is dan gelyk aan 123, 123, 123, 123 en so aan. En nou as ek die som doen, dan gaan ek kry dat 999x is gelyk aan 123. Wat beteken x is gelyk aan 123 gedeel deur 999. En dit vereenvoudig na 41 oor 333. Het julle hom? Mooi so. So as ek 'n getal kan skryf, as 'n breek is hy 'n rasionale getal. Daar is egter 'n probleem. Party van hierdie goed wil nie geskryf word in daardie vorm nie. OK? En dit het ons toe nou gebring by irrasionale. Dat ek nie die regte Afrikaanse spelling kry, want ek is so gewoond in die Engels dat dit nie vir my lekker is nie.
En die simbool vir irrasionale getalle is bloot eenvoudig daai selfde kie, né? Dubbelkie met 'n klein dashie hierbo, 'n superskrip dash. So die rasionale getalle het ons nou gesien dat die repeterende getalle, sien julle, die repeterende getalle kon ons as breuke skryf. Maar wat as daai as 'n getal nie repeterend is nie? En dit is die belangrike ding. Die irrasionale getalle is nie repeterend. Kom ons dink gou aan 'n getal wat nie repeterend is. Pi. Reg, jy kan nie pi skryf in die vorm A oor B nie. Nou ek weet, hulle het op laerskool vir jou geleer jy kan dit skryf as 22,7, maar dis nie waar nie. Daai is nie waar nie. Dis maar wat hulle gesê het om jou goed te laat voel. Hoor jy wat ek sê? OK? So daar's baie getalle wat so is. Wortel 2. As klomp van hulle. Wortel 2. Hulle is almal, daai versameling is nie repeterend, daar's 2 voorwaardes. Nie repeterend plus hy's oneindigend. Jy sien, kyk hierso het ons met repeterende getalle gewerk, né? Sien julle? En hier het ons met eindigende getalle gewerk. So as hy nie repeterend is en oneindig is, dan moet hy 'n irrasionale getal wees. Het julle hom? Hallo? En dit bring ons, en jy moet die kan vir jouself kan sit. Ons praat van die reële getalle. Die reële getalle. Hierdie blokkie is die reële getalle. Hierdie reële getalle begin daarso met die natuurlike getalle. En dan word daar by hom bygesit die telgetalle, daai 0. Sien julle hom? Dan word daar bygesit die heelgetalle. Wonderlik. En dan vind ons die rasionale getalle. En hier ergens buite lê die irrasionale getalle. Maar hulle vorm almal die reële getalle. So, as ons kyk na die real number system, sien julle daar is die natuurlike getalle. Oppas in Engels praat hulle van whole numbers. Ons praat van telgetalle. In Engels praat hulle van integers, ons praat van heelgetalle. Oppas daai twee nie die mekaar raak nie. Dan die rasionale getalle,
die rasionale getalle sluit, so ons begin by die natuurlike getalle 1, 2, 3, 4. Die telgetalle sit ons 0 by. Die heelgetalle sit ons die negatiewe getalle by. By die rasionale getalle is enige getal wat ek as A oor B kan skryf. En dis normaalweg 'n desimaal wat eindig of herhalende desimaal is. En dan kry ons die irrasionale getalle is nie repeterend en nie eindigend. Het julle dit? En dit is almal saam die reële getalle stelsel. En daar wys hulle dit vir julle, die rasionale getalle en hoe dit alles bymekaar kom. So, die natuurlike getalle, is hulle rasionaal? Ja. Is die telgetalle rasionaal? OK. Is die natuurlike getalle telgetalle? Is die heelgetalle rasionaal? As die rasionale getalle rasionaal moet wees dieselfde naam, meneer. En die irrasionale getalle? Nee. So al die rasionale getalle lê daar in daai sirkel. Al die rasionale en die irrasionaal lê buite dit. Is julle met my? Alright. Is die rasionale getalle geslote onder optelling? Wat beteken dit as ek sê dis geslote onder? Ekskuus? Met ander woorde, jy vra as ek dis geslote onder optelling, met ander woorde as ek een gebruik en nog een gebruik, kry ek weer dieselfde. Dis wat geslote beteken. So, as ek jou vra, is rasionale getalle geslote onderdeling? Nee, want as ek deel deur 0, het ek 'n probleem. 0 is 'n rasionale getal. Verstaan? Ja, voor we dat weten. Hier wat nie aan beheer nie, moet na die boekkamer toe gaan en hier wat ook al besig gewees het, moet ook na die boekkamer toe gaan. Het julle hom? OK. Nou gaan ons praat net gou huiswerk. Ons praat gou huiswerk. As julle kyk op oefening 1.1 op bladsy 4 tot 5. Jy doen vir my nommers 1 tot 7 en by nommer 8 doen jy vir my net die linkerkant en dan doen jy vir my 9 tot 10. Dis jou huiswerk.